Wanneer ons dink aan mag, dan dink ons dikwels dit gaan daaroor om bo uit te kom. Maar Jesus wys dat dit gaan daaroor om af te klim en te dien. Nou dis die vreemdste omkering in die hele evangelie. Die een mens wat werklik alle mag gehad het, gebruik het om te dien. Nie om oor mense te heers nie, maar om onder hulle in te klim. Hy gaan sit nie op 'n troon nie, maar hy neem 'n handdoek op. Nou in Markus 10, nadat Jakobus en Johannes, twee van Jesus disippels, vir hom gevra het vir die beste plekke, roep Jesus sy disippels by mekaar en hy draai die hele wêreldse idee van grootsheid om. Hy sê, julle weet dat die wat as regeerders vir die nasie beskou word, oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne hulle gesag oor hulle laat geld. Maar so moet dit nie by julle wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle almal se slaaf wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Nou kyk mooi na wat Jesus met sy mag doen. Hy gee dit weg. Hy doen dit nie omdat hy magteloos was nie, hy doen dit omdat hy veilig was. Hy het geweet wie hy is, geliefd deur die Vader. En 'n mens wat weet hy is geliefd, hoef nie meer te gryp nie. Hy kan sy hande oopmaak, hy kan dien. Nie uit vrees nie, maar uit vryheid. En dis die genesing van beheer as 'n vyand van die hart. Nie om harder te gryp nie, ook nie om op te gee en oor jou toe te laat dat almal op jou te vertrap nie. Maar is om so seker te wees van God se liefde, van God se mag, dat ek nie meer hoef te veg vir my plek nie, want ek het reeds dit. En wanneer jou hart begin om dit te glo, dan verander die vraag wat jy vra. Kultuur om ons leer ons dikwels om te vra, wat kan ek kry? Hoe kan ek sorg dat ek bo bly? Dis die vraag van Jakobus en Johannes. En dis 'n uitputtende vraag. Rus nooit. Daar is altyd 'n volgende plek om te gryp, altyd 'n ander plek om voor te bly. Maar Jesus nooi ons na 'n ander vraag toe. Wat vereis die liefde van ons? Kan jy hoor hoe bevrydend daardie vraag is? Dit draai die oë weg van onsself, weg van die eindelose bekommernisse oor ons plek. En dit rig ons na buite, na die mense voor jou. En dan is dit nie 'n las nie, dis 'n bevryding. Maar dan hoef ek nie meer die middelpunt te wees nie. Jy is vry om lief te hê. En dalk is dit nie altyd die groot dinamiese dinge nie. Dit kan klein, daagliks wees by die huis. Dalk is dit om die laaste sê te hê. By die werk om jou plan dalk nie hoef te laat wen nie. Wat is die beste vir die organisasie? Onder mekaar in jou omgewing, geloofsgemeenskap, waar te dien, selfs al sien ander dit nie. Elke keer wanneer ons hierdie vraag vra, klim ons soos Jesus af, agter hom aan. So vandag kan ek jou nooi, daai een plek waar jy dikwels in beheer wil wees, een gesprek, een taak, een verhouding, om dalk net daar te vra, wat vereis die liefde van my? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U mag gebruik het, dit opgegee het, terwille van ons. Dankie vir U oortuigende liefde, om ons daarvan te oortuig dat ons die geliefdes is. Here, help ons om ons harte al meer daarvoor oop te maak, dit te ontvang, en vanuit daai diep sekerheid van wie ons is in U, ook U liefde vir ander sigbaar te maak. Ons bid dit in Jesus se naam.